Dan, die volgende bladsy, vers 34. Dit is nou die eerste inwyding. Vader sê, sit hier, sit daai daar, en toe het die wolk die tent van samekoms bedek, en die heerlikheid van Jahwe het die tabernakel vervul. Sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van Jahwe die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte. Maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van Jahwe was bedags op die tabernakel en die vuur was snags daarin, voor die oë van die hele Israel op al hulle togte. En wat lei ons vandag? Wat het hulle gelei? Vuurkolom en die wolkkolom. Wie sê hy? As hy opgegaan het en hy het getrek, dan pak hulle, dan trek hulle. As hy stil staan, dan bly hulle. Wie van hulle het besluit nou gaan ons trek? Nie een van hulle. Ons lewens vandag word ons gelei deur die Heilige Gees. En as hy vir ons sê, doen dit, dan doen ons dit. As hy sê, doen nie dit nie, dan doen ons nie dit nie. Nie reg en verkeerd nie. Dit was nie reg om te trek en verkeerd om te bly nie. Dis wat die Gees besluit het. En met ons dieselfde. Ek word gelei deur die Gees. En hy sê, tree op of tree nie op nie. Of tree so op of tree anders op. En ek doen wat die Gees sê. Hoe weet ek wat die Gees sê? Want ek word gelei deur die Gees. Hoe word ek gelei deur die Gees? Ek leer om ken. Ek moet eerstens die woord ken. En ek word verander na die beeld van Yeshua. Ek begin dink soos hy. Ek begin nie dink soos hy en hom gelyk nie. Maar sy denke word my denke. Sy hart word my hart. Ek kry 'n hart soos hy is. En ek is bewus van my taak wat my opgelê is, van wat ek moet doen. Ek weet wie my naaste is. Ek weet wat ek vir hulle moet sê. Ek is bekwaam gemaak as 'n dienaar van die nuwe verbond. En ek wil optree. En as die geleentheid daar is, dan tree ek op. En die Gees sal vir my sê, stadig, vinnig. En hoe leer ek? Wel, kan ek maar sê, in die begin deur foute te maak. Na die tyd kan 'n mens daaroor dink en sê, ek dink nie ek moes dit gedoen het nie. Daar het ek 'n fout gemaak. En dan 3 weke later dan sien jy, dit was toe nie 'n fout nie. Want as ek nie so opgetree het nie, en dit gebeur het. En dan daarna sien jy weer, ja, maar nou dit. En so leer jy. En jy beweeg al nader na Vader. En die Gees praat al meer deur jou. En jy word al meer bewus van wat is jou taak. En jy is al meer bereid om die offers te bring. En jy kom al meer agter watter offers bring jy baie maklik. Nie bedoelende ek hou terug nie, maar dit is net vir my maklik. Dis vir my maklik om dit te doen in die werking van die liggaam. Maar dit is my moeilik om dat te doen. En moeilik beteken nie ek is bang vir dit nie. Ek is vaardig in hierdie ene. Toe die tabernakel gemaak het, was hierdie ou vaardig om die goed aan mekaar vas te werk, maar die ander was vaardig om met die hout te werk. En van alles moes daar iemand wees wat dit gedoen het. En nou is ons in die liggaam en daar's baie vaardighede nodig. Daar's die wat gesien word en daar's die wat nie gesien word nie. Dit waarmee ek besig is nie so seer sienbaar nie, maar definitief hoorbaar. Almal hoor dit die hele tyd en sê, "Ha, daar gaan hy." Maar wat ek doen? En dan doen jy iets wat iemand sien nie. Beteken dit is minderwaardig? Nee. Jy oor die tabernakel gebou het en hy het in die binnekant die raam gebou waaraan al die goed moet vaskom. Niemand het hom gesien dit doen nie. Niemand sien na die tyd die raam nie. As die raam nie daar was nie, dan die goed op die grond gelê. Hoe belangrik was dit? Baie belangrik. Maak dit saak dat ek nie erkenning by mense kry nie? Nee, glad nie. Want ek doen dit nie vir mense nie. As ek dit vir mense wil doen, gaan bou 'n ander plek waar mense gaan verheerlik. Hierso is dit bereidheid vir Vader. Sonder die verwagting van vergoeding, want hy het my siel gered. En ek is 'n mede-erfgenaam saam met Yeshua van die koninkryk van God. Ek verwag nie vergoeding nie. Ek verwag nie erkenning nie. Ek verwag nie dat Vader vir my moet sê, "O, dankie dat jy dit vir my gedoen het." Ek wil dit doen, dis vir my 'n voorreg. En as ek nie erkenning kry nie, dan sê ek, "Ag, dit is nou ons verniet." Ek het so lank gewerk aan daai situasie en het niks van gekom en my tyd gemors. Jy het nie. Jy het vir Vader gewerk. Die ou wat so lank gewerk het in die tabernakel, waar is die tabernakel? Dis weg. Het hy dit verniet gedoen? Nee, hy het nie. En so leer ons hoe die Gees werk, wat die Gees
sê wat ek moet doen. En ek word geïnspireer deur die Gees. Ek sien maar kry dit net reg. Hoe weet ek nie? Ander goede wat ek nie in die Gees doen, nie sukkel ek my mors dit. Dit werk nie. Maar dit wat ek vir Vader doen, kry ek net reg. En dit op sy eie is al klare bewys van die werking van die Heilige Gees.